Goeiemôre. Oké, ons gaan dit nou oefen, want nou as almal hier is, dan gaan ons dit weer doen. Goeiemôre. Ja, dis beter, dis hoe ons dit gewoonlik hier doen. Ons gaan so lank so 'n paar liedere vooraf sing. Die groot woord is stemmingsliedere. Mos in die regte stemming of gees dan nou te kry. En hoeveel te meer gaan ons juist 'n klompie kersliedere sing. Die eerste is lied 344. Ons sing die eerste en die derde vers oor die goeie tyding, oor die blye tyding. Helder klink dit met Kersfeestyd, vers 1 en vers 3. Vervolgens gaan ons so enetjie daar uit die Halleluja boek uithaal. Ek is redelik seker, daar is nog 'n klomp vir julle wat hom gaan onthou. En ons sing die eerste en die vierde vers, Bethlehem ster, o wonderlig. Goed, die volgende een is lied 353. Die heiland is gebore soos eeue reeds voorspel. Daar in die stad van Dawid word hy Immanuel. Ons sing vers 1 en vers 2. Vers 2 sê juist, die lig kom na die wêreld in Jesus Christus Heer. Amen.
voorlaaste stemmingslied is lied 364. Nou begin ons die storie ook vertel van die herders wat op die ope velde is, wat die engele gehoor sing het, en dan nou saam begin sing het. Ons sing vers 1 en vers 3, lied 364. En op daai noot gaan ons nou ons voorsang afsluit met lied 367. Ons gaan dit staande saam sing. Ere aan God in die hoogste. Ons sing saam met die engele, en dit is die woorde wat uit Lukas 2 vers 14 uitkom. Ons sing dit as ons laaste voorsang lied staande saam.
Baie dankie. Ja, buurvrou, ek weet die verkeer was baie druk, daar was baie karre tussenin, maar hier is jy weer. En daarom sal die voorkoms sit. Sorry Tannie Marie, hier so baie kuiergaste vandag, ek verkeer is baie woes. Voor ons begin, vriende, Blackie, ons gaan nou jou eers. Ek is die taak opgelê om hierdie taak te verrig, wat nie eintlik my taak is nie. So, ek wil net verduidelik aan die gemeente en dan ook aan die besoekers. Dominee Willie verjaar die 29ste as ek korrek is. Maar die gebruik is dat ons vir hom op Kersdag al reeds ietsie oorhandig is geskenk en vir hom geluk sê met sy verjaardag. So dis die taak wat ek nog gaan verrig en Lydia gaan my help want sy gaan agterna gebed doen. So namens die kerkraad en ek dink die hele gemeente wil ons net vir Willie dankie sê vir hom en Andra wat hulle hierdie jaar weer vir ons beteken het in die gemeente. En dan wil ons ook dankie sê vir wat hulle doen tot die geestelike uitbreiding van die gemeente. En ons wil vir hom geluk sê met sy verjaardag. En ek hoop hy het 'n mooi geseënde dag maandag en dan 'n geseënde jaar vorentoe. En ons glo ons vertrou die Here sal hom vorentoe op die pad met insig, liefde, wysheid en genade seën sodat hy sy taak verder kan doen hier in Bellville Wes. Ons sê vir hom baie geluk. Lydia. Goeiemôre almal. Ook van my kant af Willie, baie geluk. En ek weet dat hierdie nuwe jaar wat vir jou voorlê gaan baie uitdagings inhou. Ons weet van die Malawi uittrek en so ek wil graag vir jou 'n versie gee uit Johannes 17 vers 18 omdat dit is Jesus se gebed en hy is gestuur en vandag herdenk ons dit en vier ons dit dat Jesus gekom het en hy was gestuur en in Johannes 17 vers 18 ek lees dit nou kan ek alles mooi is net so mooi gestel in die ABA. U het my na die mense van die wêreld gestuur. So het ek die mense wat u vir my gegee het ook na die mense van die wêreld gestuur. Ons weet jy's 'n mens. So ons wens dit vir jou. Kom ons bid saam. Here Jesus, my verstand gaan staan stil as ek probeer verstaan dat u na die aarde toe gekom het. En daarom kan ek dit net met my hart glo en kan ek met my hart verstaan Jesus dat dit is omdat u vir ons liefhet. En my gebed vir oggend is dat elkeen van ons u teenwoordigheid hier sal ervaar as mens dat u mens geword het, maar ook deur die Gees en nie nou nie, maar ook môre oor môre elke dag. Ons wil spesiaal kom bid vir Willie, vir Andra, vir Leandri, vir Peer. Baie dankie vir die voorbeeld wat hulle stel, ook van u liefde in ons gemeente. En dat u teenwoordigheid ook deur hierdie jaar vir hulle sal omvou soos 'n groot kombers. Dat u teenwoordigheid hulle sal beskerm, fisies sal beskerm, geestelik sal beskerm. En Here, ons weet ook dat baie wysheid is nodig as 'n gestuurde. So ons kom vra dat u vir Willie sal seën met wysheid vir so baie besluite wat soms agter die skerms geneem word. So u beloof vir ons as ons wysheid kort kom, kan ons dit van u kom vra. En Vader, ons wil ook kom bid dat u teenwoordigheid met hulle sal wees in hierdie tyd en dat u liefde deur hulle sal vloei en aanhou vloei soos wat dit reeds vloei. Want waar daar liefde is, daar is u. En dan is ons so 'n voorbeeld van om iemand soos iemand te laat voel. So Vader, nou vra ek ook dat die genade van Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met hulle en met elkeen van ons sal wees deur hierdie dag en altyd. Amen.
Hi Blakkie, Lydia, baie dankie. Vriende, net om die konteks te stel, hierdie twee mense is ook die voorbeeld in ons gemeente van mense wat regtig met min tevrede is. So, moet ook nie alles so letterlik opvat wat hulle praat oor die pastoriepaar nie. So ook maar net 'n klomp sondagmense by mekaar. Uit die pastorie uit, namens Andra en die kinders, en my skoonma, baie geseënde Kersfees vir julle almal. Dit is vir ons heerlik lekker om te sien, julle bring julle families. Ek is nou amper bang om te vra om op te staan, al ons besoekers, waai maar net, want ek is bang meer as die helfte gaan opstaan. Waar is ons besoekers? Zwemmaatjies, en so klomp vir julle. Dit is ons gebed en dit is ons hoop dat dit vir julle vandag 'n mooi belewenis sal wees, saam met julle familie, saam met vriende, hier in die teenwoordigheid van die Here, nie omdat hy in hierdie kerk bly nie, maar omdat hy juis daar waar sy geliefdes en sy kinders en families by mekaar is, juis daar is hy ook mos. Net so bietjie inligting vir ons kuiergaste in die eerste plek. Die kollekte wat opgeneem word vandag gaan nie vir die kerkie hier en by die deure gaan vir kinderhuise. So as jy ietsie spaar het, kyk, ons is ook natuurlik nou lekker, so as jy jou geld verloor met jou foon hier, daar is 'n SnapScan of 'n scandoepie ook daar, maar in elk geval al die geld gaan vir kinderhuise, sodat ons ietsie van Jesus se liefde vir hulle ook kan gee uit die diens uit. En dan moet ons julle waarsku, dit is ook 'n ander gebruik dat ek en my vrou en kinders by daai deur daar staan na die tyd, na afloop van die diens om vir ouens handdruk te gee. So as jy iets op die pot het of op die stoof het of ergens wat aandag moet kry na diens, vir my asseblief daai deur gekry 'n ander uitgang. Maar as jy dalk ook vir ons 'n handdruk wil gee, as jy welkom, ons wil graag sommer vir julle ook sommer so met die hand in 'n drukkie vir julle sê geseënde Kersfees, die vir julle wat die tyd het, sal baie lekker wees. Kinders, groot mense, ek hoop almal, en die gekrekelde kinders, ek hoop julle is almal tevrede met julle Kersgeskenke. Hierma? Okay. Want ek hoop hierdie geskenke laat jou herinner aan die groot geskenk wat ons 2000 jaar terug gegee is. En mag hierdie wonderlike geskenk ook vir die van julle wat vandag verlang en hartseer is, sodanig vertroos, dat die vrede wat hy bring oor julle harte en gedagtes die wag sal hou in Christus Jesus. Onthou, gawes gaan nie net oor saam wees nie, dis ook 'n gawe om herinneringe te kan hê, want dit verryk ons lewe. Sonder herinneringe sou ons lewens ook soveel leer gewees het. En laaste is dit nou in ons kerk nie 'n doel om oudtyds te wees nie. Dominee dra nog heel partykeer of 'n toga, swart of wit. Hierdie stadium is dit wit op vandag. Van die kerk, want dit in die eerste plek maak dit die mens toe. Dit soos in die reg ook sê. Hulle ook nog togas, partykeer selfs die pruik. Wat sê, het maak die mens toe is die reg wat iemand vryspreek of veroordeel. En hierso is dit 'n teken wat dit die mens toe maak. Nie dat die dominee regtig vir jou 'n boodskap kan gee nie. En dit is net een kleur. So as ek nou my ander grade kry ek nie ekstra tossels nie. Ek het klaar gekry wat ek het. So. En dit is nou wit vandag, want Advent is die seisoen wat in die kerklike jaar ingestel is, wat te doen het om ons te herinner dat Jesus gekom het. Maar nou is hier 'n ander baie belangrike ding. Maar ook om 'n verwagting te skep dat Jesus weer kom. So met die oog op Kersfees en die finale koms van die Here is baie gebruike ontwikkel. En in die vroeë kerk het daar nou juis hierdie atmosfeer juis by die ouens probeer skep. Om die afwagting dan nou vir hulle wakker te maak, moes hulle dan ook die woorde van Openbaring 22 leer, wat sê ja, of kyk ek kom gou, ja ek kom gou.
En het die ouens dit geleer, en daarom het hulle in Kerstyd vrolik, maar veral ook wit aangetrek. Omdat hulle Kersfees gevier het, nie net Jesus se eerste komsie, maar ook het hy weer kom. En het hulle saam met die wit klere ook die lied gesing, amper wat ons nou met die herders gesing het. Toe ons gesing, kom loof die Heer, is daar ook 'n ander deel wat ons sê, Gloria in excelsis Deo, as jy die Latyn wou sing. En dit is daarom dat ons nou wit klere dra. Goed, Kersfees is 'n besondere vreugdevolle dag. Mag jy jou sorge vergeet, mag jy dit wat jy dalk in jou hart saam met jou dra, vandag spreekwoordelik op die kindjie kom laai, want dis hoekom hy gekom het, om ons swaar op hom te laai, vir nou en vir altyd. En daarom, soos wat ons hier sit, kom ons sing sommer net 'n lied, wat ook juist vir ons sê, kom buig in en by die stal, voor die hemelse kind. En ons sing vonk 283, al 3 die verse, net soos ons sit. Ons vier vandag Kersfees en daarom dank ons God omdat hy sy seun vir ons gegee het. En daarom is ons hier om hom verder ook te dank omdat hy sy lig deur Christus in die wêreld laat inkom het. En dit vir ons moontlik gemaak het om tot die lig te kom en as verlossers, verloste mense van Christus te lewe. Daarom sê ons vir mekaar, Immanuel, God met ons. Ons is in U naam, want U is die bron van lig en lewe. En dit is hierdie God wat vir jou wil kom groet vanoggend, want hy het in jou buurt ingetrek en jou gebrokenheid syne gemaak. En daarom sê sy engel, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir jou 'n goeie boodskap en 'n goeie tyding wat vir die hele volk bestem is. Daar is vir julle in die stad van Dawid 'n verlosser gebore, Christus die Here. Dis hy wat vir jou sy vrede en sy liefde bring. En daarom kan ons opstaan en staande 'n heerlike loflied sing. Ons gaan dit ook in beurtsang sing. So die eerste vers gaan die dames vir ons sing. Ja, sal julle hoor. En dan manne, gaan ons nou nie agterbly by die tweede versie, dan is dit ons. En dan gaan ons 'n joyful noise hê as ons die derde vers tackle. Kom ons staan en ons sing heerlik in die Here. Yeah.
Ons skriflesing vanoggend is Psalm 98. Nou, julle kan so lank blaai, die vir julle wat op julle fone ook kan kyk. Ek gaan hom nou eers lees uit die ABA vertaling uit. Die ABA vertaling was die Afrikaanse Bybel vir almal en hy is baie hoofsaaklik vertaal gewees vir ons dowe lidmate. Hulle het 'n kleiner woordeskat, maar ons kom agter ons kinders verstaan partykeer 'n bietjie beter wat hierin staan as die 83 of die 53 vertaling. So kom ons lees net gou eers hierdie Psalm dan. Julle moet vir die Here 'n nuwe lied sing, want hy het wonderwerke gedoen. Hy is sterk, hy het self oorwin, niemand het hom gehelp nie. Die Here het gewys dat hy oorwin het. Hy het die volke laat sien dat hy reg doen. Hy het weer gedoen wat hy beloof het. Hy het dieselfde gebly vir die volk Israel. Die mense oral op die aarde het gesien dat ons God oorwin het. Al die mense op die aarde, julle moet juig vir die Here. Julle moet begin, julle moet sing, julle moet musiek maak. Julle moet vir die Here musiek maak met liere en ander musiek. Met trompette en met ramshoorns. Julle moet juig vir die koning, die Here. Die see en alles in die see moet raas. Ook die wêreld en almal wat in die wêreld woon. Die riviere moet hande klap en al die berge moet sing vir die Here. Want hy kom om te regeer oor die aarde. Hy sal reg doen wanneer hy oor die wêreld regeer. Hy sal reg doen aan almal wanneer hy oor die volke regeer. Right. Nou kinders, dis maar ons gebruik dat ons laerskoolkinders nou maar gou eers 'n bietjie voorkom sit. Want ek gaan nou gou vir julle maar 'n storie vertel om te probeer beduie wat hier so in die Bybel staan. Waar is ons kinders? Ons laerskoolkinders. Nee, kom skuif 'n bietjie meer die kant toe. Dat ons hier voor die krib sit. Sy. Kom. Sit nou. Kan ek nou dat ek julle hier sien, niemand jou kan knyp nie, is julle happy met julle persente? Ons het gepraat van piwesentjies, eers party se oogies blink en dan geweldig baie. Ok, ek gaan julle nie te lank besig hou nie, dan kan julle by daai goeie weer gaan uitkom. Ok, ek wil vandag vir julle graag 'n paar stories vertel, ware Kersstories. Maar die Kersstories het nie in Bethlehem gebeur nie. Dis Kersstories wat ook nie lank terug gebeur het. Inteendeel, dit het hierdie jaar nog in Suid-Afrika gebeur. Dis stories wat ek gelees het, wat hulle van gepraat het by die Pick n Pay se skoolklap hero toekennings. Kinders wat daar beloon is. So die eerste een is 'n skool waar 'n graad 7 seun tydens 'n waterkrisis, toe die skool se water afgesny is, of daar probleme was met die pype, het hy gesien, daar is nie water by die badkamers nie. Jy kan nogal dink, dit kan 'n gemors wees. En toe het hy nou nie gesê, dis nie my probleem nie. Dit lyk vir my soos 'n skoolprobleem nie. Hy het gesê, ek kan iets doen. En toe het hy vir sy juffrou 'n emmer gaan vra en hy het begin om water na al die badkamers toe aan te dra. Aanvanklik het hulle gedink dit is nou net so 'n bietjie om klas te bank, maar toe sien hulle hy doen dit net pouse in voorskool vir 'n paar dae lank en later het hy sy maats van hulle ook gehelp. Hoe dink julle sou sy maats gevoel het toe hulle dit gesien het? Ja. Goed gevoel het. Hoekom? Hy doen iets hier regs. En dis dalk hoekom hulle gehelp het ook, né? Ja. Hierdie ouetjie het nie gesing nie, maar ek dink sy woorde was soos 'n lied wat vir die Here sing. Daar's nog 'n paar liedere by die Abinala Primary School in Johannesburg. Was daar kinders wat op 'n skoolbus moes ry. En die groter kinders het toe nou later aan opgelet, maar die klein kindertjies is bang, hulle wil nie op die skoolbus klim en dan in die stad inry nie. En toe die groter kinders uit hulle eie uit begin om die kleiner kindertjies aan die hand te vat
en op die busse op te loop, saam met hulle te loop, en dan by hulle te sit, en dan nadat hulle by die skool gekom het, het hulle hand vasgehou, totdat hulle by hulle klassies gelos het. Kinders wat het hulle eie uitgedoen het. Hulle wou seker maak dat die kinder en die klein kindertjies veilig voel, dat hulle veilig by hulle klasse kom. En eendag toe gebeur het toe nogal dat daar 'n groot probleem in die bus was. Ek kan nie onthou wat nie. Toe was dit hulle wat ook gou hulp gaan kry het. Iemand skryf oor die kinders van daai skool in Abinala Primary. Hulle het die Here se stem van Psalm 98 vers 2 wat sê, die Here het sy redding laat sien. Julle tyd vir nog ene. OK, 'n graad 5 kind sien toe sy skoolwerf is baie vuil. En hy besluit toe nie, dis 'n skoolprobleem nie. Hy besluit toe hy gaan 'n probleem aanvat. Dis nie reggie. En hy het toe nou nie gaan kla by die skoolhoof en gesê, jou skoolmakers maak hierdie skoolterrein skoon nie, want hy het besef vir sy maats wat al die papiere daar rondgooi. Toe gaan hy en vra sy pa, en hy en sy pa maak toe 'n contrapsie, die ou mense gesê, 'n ding wat veel goed optel. En so het hy toe nou begin om hierdie ding te loop, en by die skool self papiere op te loop, tussen klasse en pauses. Hy het later aan 'n klein besigheidjie begin met hierdie optelgoeders, het hulle die skoolterrein so skoon gemaak. Nou elke keer as hy dit doen, dan wys hy dat God se wêreld anders is. Niet is. Want toe hulle hom vra, hoekom het hy dit gedoen? Toe sê hy, want hy is 'n kind van die Here Jesus. So wat het dit nou met Kersfees te doen? Jy sien, in die eerste Kersnag het die engele gesing. Nee? En die engele het gesing van Jesus wat kom om die wêreld nuut te maak. Psalm 98 wat ons lees, praat ook van sing 'n nuwe lied. En hierdie kinders het almal 'n nuwe lied gesing op die wysie van wat die engele ons geleer het. Nie net met hulle monde nie, maar elke keer as hulle met hulle hande gehelp het, of as hulle iemand sommer met hulle harte voor lief gehad het, of as hulle dapper keuse gemaak het. En so kan julle ook sing. Help as iemand sukkel, vir iemand nader trek as hulle alleen is, as jy reg kies, al is dit moeilik, en as jy onthou dat Jesus vir jou lief is en dit nooit vergeet nie. Ek wil klaarmaak, Jesus se begin is so klein soos hier, 'n babietjie in 'n stal. Dit was nie aardskuddend nie, dit het nie dadelik die hele wêreld verander nie. Maar toe die herders daar kom en later die wyse manne, en Jesus tussen mense gaan woon, hy later sy 12 disippels, het die boodskap die hele wêreld in versprei. En so moet julle verstaan, dat klein goedjies wat ek en jy by die huis doen, en by die skool doen, ook groot verskille later in die lewe kan maak. En dis hoekom dit Kersverhale is. So kom ons sing saam. As jy op die skoolbus geklim, dalk vir 'n sportgeleentheid. Kom ons sing saam as jy skool toe gaan en op die skoolterrein dinge mooi maak en help. En as jou hart bly sing, Jesus is lief vir my en vir al my maatjies. Kom ons bid gou. Liewe Jesus, help ons asseblief dat wat ons sê en wat ons doen vir die wêreld sal wys dat ons die kinders is. En mag ons saam met die aarde en die engele en met wat ons sê en wat ons doen en wat ons sing, u liefde vir hulle wys. Ons is vir u baie lief. Amen. Nou soet kinders kry altyd ietsie. Vandag is dit Kersfees, so jy kry 'n chocolate en dan kan jy besluit of jy iets wil kou en of jy iets wil suig. Is dit alright so? Kom, kry vir julle. Jy kan 'n chocolate kry en dan aan die ander kant kan jy, gaan almal eers vir die chocolate. Vir elkeen 'n chocolate, ek het hulle getel, moenie worry nie. Daar is 'n suigstokkie en dan die ander ene is 'n koustokkie, jy kan kies wat jy wil hê. Daar is sy. Hooplik almal al gekry. OK, wow. Het jy iets gesê? Net chocolaatjie. OK.
Vriende, met die Bybels oop, kom ons maak dit gou ons oop weer toe vir 'n oomblik. Here, sonder woorde het U gekom, met babataal wat die lof van die Vader verkondig, terwyl ander monde bespiegel en profeteer en engele 'n lofsang uitbreek. Here, dieselfde tong wat God se koninkryk geskilder het strome van lewende water in ons harte uitgestort. U woorde is 'n vloed wat die wêreld oordeel en red. Dis die bron van lewe. Amen. Kom ons lees net gou Psalm 98 weer, soos dit in die 83 vertaling staan. Dis 'n psalm, en het sê, sing 'n nuwe lied tot eer van die Here, want hy het magtige dade gedoen. Deur sy krag en goddelike mag het hy oorwin. Die Here het sy oorwinning bekend gemaak, aan die nasies het hy sy reddingsdade geopenbaar. Aan die huis van Israel het hy sy liefde en sy trou bevestig. Die hele wêreld het gesien dat ons God die oorwinning behaal het. Juig tot eer van die Here, almal op aarde. Wees vrolik, juig en sing. Sing tot eer van die Here, met begeleiding van die lier. Speel op die lier en sing. Blaas die trompet en die ramshoring. Jubel tot eer van die Here, die koning. Die see en alles daarin moet druis. Die aarde en alles daarop moet juig. Die riviere moet hande klap en die berge saam moet juig voor die Here. Want hy kom om oor die aarde te heers. Hy sal oor die wêreld heers met regverdigheid, oor die volke met billikheid. Die van julle wat julle Bybels het, moet maar oophou. Ons gaan so hier en daar weer na 'n vers verwys. Vriende, ons het Sondag wat verby is by Psalm 96 stil gestaan, want ons het nou vir hierdie Kerstyd besluit om deur 'n paar psalms te lees. En Psalm 96 het basies dieselfde struktuur en die inhoud is baie dieselfde. Soveel so dat party mense eintlik gedink het, hierdie is eintlik twee weergawe van dieselfde psalm. Dalk nou net met oorlewering dalk 'n bietjie de mekaar geraak, maar tog is daar ook verskille wat dan nou duidelik maak dat dit twee verskillende psalms is. Een van die ooreenkomste tussen Psalm 98 en 96 is dat al twee die psalms vir ons sê lofprysing en getuienis gaan hand aan hand. Met ander woorde, as ek getuig, enige getuienis is soos lofprysing, maar lofprysing is niks anders as getuienis nie. Daarom kortom kan ek enige instrument, woorde of dade wat help om die Here te loof gebruik vir lofprysing en vir getuienis. 'n Kort dingetjie wat jy moet verstaan van Psalm 98. En ek wil julle nou nie besig hou met al die vreeslike eksegese daaroor nie, maar dis 'n psalm wat uit ballingskap tyd kom. Dit kom so uit die 4de psalmboek uit. Met ander woorde, dit word met die ballingskap geassosieer. Met ander woorde, hierdie psalm is gesing terwyl die volk in ballingskap was. Met ander woorde, nie in Israel nie. Het hulle hierdie psalm gesing om hulle te herinner hoe dinge sal wees. Daarom sê vers 9, hy kom om oor die aarde te heers en hy sal oor die wêreld heers met regverdigheid, oor die volke met billikheid. Kan julle onthou, in Lukas 24 sê Jesus vir sy disippels, dat hulle onder andere die psalms moet gaan lees, om sy konteks te kan verstaan. Inteendeel, hy stel dit so, dit is die betekenis van die woorde wat ek vir julle gesê het, toe ek nog by julle was, naamlik dat alles vervul moet word, wat in die wet van Moses en in die profete, en psalms oor my geskrywe is. So in daai opsig is Psalm 98 ook 'n messiaanse psalm, wat vooruitwys dat Jesus kom. Nou vriende, gebruik Psalm 98, soos Psalm 96 en ook Jesaja, 'n tegniek wat ons nogal baie vir my interessant is. Dis asof die Here sy taal so bietjie de mekaar kry, hy mix sy tenses.
Hy gebruik baie keer, spring hy tussen die verlede en die hede en die toekomstige tyd. Hy gebruik die verlede tyd om te sê dat dinge gaan gebeur. Een van die mooiste voorbeelde daarvan, behalwe nou hierdie Psalm, is Jesaja 49. As jy nou Jesaja 49 gaan lees, dan skryf die Here vir die volk wat nog steeds in ballingskap is, juig hemel, jubel aarde, die Here het vir sy volk verlossing gebring. En dan sê die volk, waarvan praat jy? God het ons vergeet, God het ons verlaat. En dan antwoord die Here nie geïrriteerd met hulle nie. Bring hy sy moederlike instink na vore. Nou antwoord hy op die wonderlikste manier. Hy sê, kan 'n vrou die kind wat sy in die wêreld gebring het vergeet? Selfs al sou so iets moontlik wees, en luister nou mooi na die woorde. Ek het julle name in my handpalms gegraveer. Gaan lees dit Jesaja 49. Hy sê daai handpalm gegraveerde besigheid 600-700 jaar voordat dit gebeur. Met ander woorde, die tegniek wat die Here gebruik is om te sê, so seker as wat dit in die verlede tyd gebeur het, so seker gaan dit gebeur. Hy wil vir hulle verwagting skep dat dit sal gebeur. En dis wat hierdie Psalm wil doen. Hy wil 'n verlange in hulle wakker maak dat God inderdaad sal doen wat hy hier sê. Dat sy verlossing, sy vrede, sy regverdigheid en sy billikheid sal kom. Dat dit nie saak maak in watter omstandighede ek hierdie lied luister en sing nie. Maar dat dit my geloof kan versterk en die verwagting in my kan laat groei dat verandering kom. Daarom sê die Psalme nie, voordat dit gebeur, die riviere moet hande klap en die berge moet saam juig voor die Here, want hy kom om oor die aarde te heers. So kom ons kyk vanuit Psalm 98 na die Kersverhaal. Dis nie sommer enige verhaal nie, dis 'n singstorie, dis 'n singverhaal. Want lank gelede op 'n baie spesiale nag het die wêreld stil geword. Dit was Kersdag. En in 'n klein dorpie Bethlehem is 'n baba gebore. Nie in 'n paleis soos wat die mense gedink het en verwag het nie. Nie op 'n sagte bed soos wat dit moes wees nie, maar in 'n stal tussen diere en strooi. Maar bo in die lug het iets wonderliks gebeur. Want die engele uit die hemel het begin sing. Het 'n nuwe lied gesing. 'n nuwe psalm gemaak en gesing. En hulle het nie gesing omdat dit Kersfees is, hulle het gesing omdat God iets ongeloofliks gedoen het. Hy het sy koning seun gegee, Immanuel, die Messias, om tussen ons te kom bly. Hulle lied was so mooi en so vol blydskap, dit het aansteeklik geword. Daarom het die herders dit gevolg en saam begin sing, en al die mense rondom hom het begin sing, eer aan God in die hoogste hemele. Baie lank voor hierdie nag het die Here al vir hulle gesê om te sing. Sing vir my 'n nuwe lied, sê Psalm 98 en 96. Sê Jesaja. 'n Nuwe lied beteken nie noodwendig 'n ander wysie nie. Dit beteken dat ek sal onthou wat God gedoen het. Dat ek bly sal wees daaroor en dat ek anders sal leef omdat hy my gered het. Een van my professore, professor Melaniel, sê dit altyd so mooi. Ons word Christene genoem want ons is Christus sinne. Toe God sy volk uit Egipte se slawerny gered het, weet julle wat het gebeur toe hulle uitgegaan het? Hulle het gesing. As jy in die Bybel gaan lees, toe sy volk uit ballingskap uit huis toe gegaan het, wat het gebeur? Hulle het gesing. En toe Jesus op Kersnag gebore is, het die hemel en die aarde en alles daarop en daarom ook begin sing. 'n Groot lied, 'n lied wat deur die engele begin is.
Maar vriende, dis nie almal wat hierdie lied kan sing nie. Hierdie lied word gesing deur mense wat weet, God het my lief, net soos ek is, sonder voorwaarde. God het my gered, sonder voorwaarde. Daarom behoort ek aan hom. Ek is deel van sy nuwe volk. En as ons deel word van sy nuwe volk, sing ons nie net met ons monde nie, ons sing ook met ons lewens, wanneer ons lief is vir ander. Wanneer ons doen wat reg is, wanneer ons vergewe, wanneer ons help, dan wys ons, God het gewen, nie net daar buite nie, maar ook in my hart. En as ek 'n nuwe lied begin sing, dan wys my lewe ook hierdie nuwe lied. Daarom soos ons vir die kinders sê, wat ons doen, wys dat ons vir Jesus lief is. En vriende, ons wat bevoorreg is om hier nou in die Wes-Kaap te kan wees, ons beleef ook Psalm 98. Want Psalm 98 sê, is nie net ons mense wat sing nie. As ons terugry na ons kampplekke toe, dan sê hy juis, die see en alles daarin, mag, nee, moet, druis en juig. Die aarde en alles daarop, ook die berge, mag juig. Die riviere, moet hande klap, soos in die Cederbergkenery. Die berge, moet saam sing. Hoekom? Want Jesus is op pad. Hy het nie net gekom nie. Hy kom weer. Hy het reeds gekom as baba en eendag kom hy weer. En dan sal alles reg wees. Dan gaan ons leef in 'n wêreld sonder onreg, sonder seer, 'n wêreld waar God se liefde oral sigbaar is. En intussen totdat Jesus weer kom, sê God vir ons, wees jy die lig. Wees vriendelik waar mense seer het. Sing 'n nuwe lied met jou stem en jou dade. Elke keer wanneer jy kies om lief te hê, help jy om God se nuwe wêreld te wys. Vriende, in Jesaja 40 vers 5 het die Here self gesê, almal sal dit sien. Dan sal die mag van die Here geopenbaar word. Al wat leef sal dit sien. Die Here self het dit gesê. Daarom sê ek weer, God se nuwe wêreld begin nie altyd met groot wonders nie. Soms begin dit by jou en my klein dingetjies. Daar waar ek geduldig wag, daar waar ek mense respekteer, en daar waar ons net saam sing. Want die Here self het dit gesê, hy kom om oor die aarde te heers. Hy sal oor die wêreld heers met regverdigheid, oor die volke met billikheid. Ek wil afsluit met 'n ware verhaal. Jy het Afrika uit, so 200 jaar terug, 'n seentjie met die naam van Olaudah Equiano. Moenie vir my vat dat ek weer sy naam uitspreek nie. Maar hierdie ouetjie het ook 'n familie gehad. En hy het ook saam met sy maats gelag, gespeel en rondgehardloop. Maar eendag toe verander alles om hom. Hy is gevang en as 'n slaaf verkoop. En hy is op 'n skip gesit en na 'n ver land toe weggeneem. En skielik verander sy lewe in 'n lewe van hartseer en vrees. En op hierdie skip het hy iets besonders gehoor. En dit was dat Christene soms aan die sing geraak het tye van die dag. En dan het hulle gesing oor God se liefde en God se grootheid. Hulle het gesing oor Jesus en hy kon dit aanvanklik glad nie verstaan nie. Want het hy gewonder, hoe kan mense oor liefde sing terwyl 'n klomp vasgebind sit onder in die skip in kettinge? Maar later het hy leer lees en toe hy leer lees het, kon hy die Bybel leer ken. En in die Bybel het hy ontdek dat God 'n God is wat vry maak. Dat God 'n God is wat onreg haat.
En dat God vir Jesus stuur om mense los te maak. Hierdie jongman het laterand sy vryheid teruggekoop. En toe het hy nie stil gebly nie. Hy het begin skryf en praat teen slawerny. En sy ware lewensverhaal het mense se harte verander. Was dit een van die verhale wat gemaak het dat slawerny in Engeland afgeskaf is. Sy lewe het gewys, God se nuwe lied breek kettinge. Sy lewe het gewys dat God se nuwe volk staan op teen onreg. Al is ek net aanvanklik eenstem. Maar God se nuwe wêreld begin juis ook hier. Ja, waar selfs 'n paar Christene sing terwyl hulle in kettinge is. Here Jesus, mag ons op hierdie Kersdag, wanneer ons as familie en vriende hier gaan uitstap, hierdie dag nie net herdenk oor die persente nie, maar dat dit juis gaan oor U wat gekom het om 'n groot verskil te maak. Maar dat U by hierdie koms ook vir ons 'n belofte gee, asof dit reeds gebeur het, dat U weer kom. En by U wederkoms alles dan reg sal loop. Dat onreg sal verdwyn, dat reg sal geskied, dat ewige vreugde en vrede en liefde sal gebeur. En mag ons so daaraan vashou, Here, soos wat ons voorvaders daaraan vasgehou het. Soos wat die verhaal in die Bybel vir ons leer, dat al U beloftes waar word met tyd, ook hierdie belofte waar sal word. En dat wanneer ons Kersfees vier, ons juis eintlik saam met die see en die berge en die aarde sing, kom Here Jesus, kom tog gou weer. En terwyl ons wag, dat ons dingetjies in klein dade sal doen wat kan groei, waar ons dalk sommer net van ons klere gee. Klere wat ons nou in die Kerstyd nuut gekry het, en die wat nog goed is en ons nou nie meer gaan dra nie, dat ons dit sal bære en sal gee vir die street store later in volgende jaar, wanneer ons mense weer kan bless wat minder bevoorreg is. Dat ons vir mense wat alleen is, sommer net 'n drukkie sal gee. Dat ons U liefde tasbaar sal uitleef, oral waar ons gaan, sodat U koninkryk kan kom en U wil kan geskied, nou alreeds op aarde. En daarom, Here, bid ons ook vir ons familielede, almal wat dalk weer moet terugreis huis toe, dat hulle veilig sal ry op hierdie gevaarlike paaie. Ons dink ook aan ons gemeentelede wat almal ook juist weer weg is, dat U hulle veilig sal terugbring. Ons bid vir ons land se leiers en ook die wêreld se leiers, Here, dat hulle tog U vrede sal ontdek. Ons bid vir ons uitreikprojekte. Ons praat van die streets, ons praat van Ligstad, ons praat van Mes, ons praat van ons Malawi uitreik, ons praat van Jimmy en Marlies daar by Riemvasmaak. Ons dink aan ons Dr. Granny projek, ons dink aan ons ouer mensies wat juis verlang vandag. Ag Here, mag hierdie Kersfees ook vir hulle aanbreek, en mag ons hulle ook op 'n manier herinner aan hierdie belofte wat U gemaak het asof dit reeds gebeur het. Seën ons soos net U kan, Here. Amen. Kom ons dien die Here met ons dankoffers.
Voordat ons gaan 2 liedere sing vir slotliedere, maar voordat ons dit gaan sing, kan ek net Ida, vir jou weer baie dankie sê daar op die orgel vanoggend vir ons kom help het. En dankie dat jy vir Leon saamgebring het. Leon, ek verwag jou kripnotes, nie kripnotes, jy weet jou opmerkings na die tyd, as familie ook saamgekom het. Dankie ook aan Net en Rachel, want ons altyd ook op julle knoppie kan drink, daar met die fluite. En ons weet julle gaan ook nou met die ander liedere saam sing. Dankie dat julle ook julle Kersdag so opoffer saam met Ida, om het vir ons ook groter belewenis te maak. Vriende, ek herinner asseblief, as jy nou dringend op pad is, na die liedere, vir my daai deur, en daar gaan ons 'n bietjie 'n tou maak, sommer 'n bietjie handdruk te gee, as mekaar geseënde Kersfees toe te wens. Ons gaan nou staan en dan gaan ons al 2 die liedere sing. Die eerste ene is Welkom o stille nag van vrede. Dit is beurtsang, nou wanneer ons sing, die versie sing, gaan eers die vrouens sing, Welkom o stille nag van vrede onder die Suiderkruis, maar wanneer ons die koor sing, Kersfees kom, dan sing almal, maar moenie worry nie, dit staan op die bord wanneer jy moet sing. So, en dan sing ons al 3 die versies, om daarna ook dan 'n stille genag te sing, waarna die seën uitgespreek word, ons bly staan daarvoor, en dan ook die wegsendingslied. Ons gaan hom nou 2 keer sing, né? Okay. En dan daarna kan ons mekaar kry, of kan julle by die kos kom, by die groot eet. Mag julle dit weer eens baie lekker saam kuier as familie, en mag julle die Here se teenwoordigheid beleef. Kom ons staan, ons sing hierdie 2 mooi liedere saam.
die seën van die Here. En hierdie is 'n gebaar in ons kerk wat eintlik vir jou sê, dit is Here wat self sy hand op jou skouer kom sit. En as jy wil, is jy welkom om jou hande uit te steek sommer in ontvangs. God is gebore sodat jy vandag kan weet, jy is uit God gebore. Sy lig verlig elke hoekie van jou duisternis en die van die wêreld. Die lig skyn en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Immanuel, 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 God gaan met jou. Amen.